Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Hy wat nooit die werk van sy hande laat vaar. Ontvang nou die Here se groetseën. Kyk en sien hoe die Here sy seën, hy lê sy naam op ons met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons kan nie anders as om die Here te loof, dat hy sy seën op ons laat rus en ons ontvang hier in sy erediens in Psalm 103, gaan ons saam sing die 10de en die 11de vers, en daarna gaan ons geloof saam bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. En ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader
en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene, apostoliese kerk. Ons bly een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan ons verootmoedig voor die Here en ons lees saam sy wet en ons stuur ons lewens die lig van die Here se wet. Daarna gaan ons sing Psalm 103 vers 2 en 3. Ek gaan dit nie weer vir ons afkondig nie. En hierdie psalms wat ons nou pas op gesing het, gaan ons weer sing, en in hierdie vers gaan ons voort om die Here te loof in vers 2, omdat hy ons skulde en ons sondes vergewe het en ons lewe weer van die dood verskoon het. Hy het ons lewe verlos van die verderf. Dit is wat ons ook nou gaan besef as ons weer die wet saam lees. Maar tog gaan ons ook sing in vers 3 dat God reg doen, hy is die hoogste regter. En ons sê daarmee dat hy die kwaad vergeld. Hy kan nie anders as om die kwaad te straf nie, dit te vergeld, en dan sing ons ook van Christus in die psalms, vers 3 wat ons gaan saam sing van Psalm 103. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, teen dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Oh
Ons Vader in die hemele, U is die hoogste regter en U vergeld die kwaad. Kan nie oor U bestaan nie. Want in U is daar geen kwaad nie. U is heilig. Daar is niks wat met U vergelyk kan word in U heiligheid en in die glansryke majesteit nie. Kan nie sonde doen nie. Het is wonderlik dat ons U so mag ken en so mag aanroep en ook so mag ontmoet in die erediens. In onsself, o Vader, sou ons hier moes uitvlug, soos die volk ook vir Moses gesê het. Staan jy tussen ons, Here? Ons gaan vergaan, ons gaan verteer word. Dis ons in onsself, Vader. Ons wil dit baie keer nie erken nie. Ons sukkel om dit te besef. Ons is swak. Werk tog kragtig deur die Gees in ons en oortuig ons van ons sonde, van ons eie doodsheid. Ons het dit brood nodig, Here. Sonder dit soek ons ook nie enige evangelie nie. Daarom smeek ons dat U sal oortuig van ons sonde, dat ons na U toe sal vlug, nie na U toe sal wandel nie, maar na U toe sal vlug as ons enigste uitkoms. Ag, openbaar tog die grootheid en die heerlikheid aan ons, Here. Openbaar tog die liefde aan ons, dat ons mag weet, dat ons elke oomblik van die dag en die nag na U toe mag vlug, en dat U altyd tot ons roep. Dat U in die verbond altyd saam met ons wandel. Christus is die bewys van die onbeskryflike liefde. Mag ons dit meer en meer ken, o Here. Skenk tog vir ons ruimte en vreugde soos wat ons gesing het. Ons weet, dis in Christus. Dis by U, o Vader. Daarna verlang ons. Mag ons tog vas staan, ook so nou as ons die woord gaan oopmaak. Anker ons tog in U, drie-enige God, deur die geloof, deur die woord wat ons nou hier gaan saam lees, en deur die verklaring en die toepassing van die woord. Wees tog saam met ons hier, o Vader. As U nie met ons hier is nie, dan is dit alles te vergeefs hier vandag. Smeek en pleit U vir die troue en bondsliefde. Spreek tog, Here, die diensknegte en die diensmaagde luister. Christus ontwil. Amen. Ons gaan saam sing Psalm 108, vers 1 en 4. Vers 1 sing ons besonder van God se trou en van sy goedertiere. En Here se goedertierenheid is sy troue verbondsliefde. God is altyd getrou en sy woord en sy beloftes staan bankvas. So hy is getrou. Sy liefde staan altyd vas. En dan sing ons in vers 4, deur God sal ons tot kragdaad stap. Die daarvan gaan ons met vrede doen. 108, 1 en 4 en dan gaan ons lees die Here se woord.
Broers en susters, ons gaan voort met ons reeks prediking uit 2 Tessalonisense. Tessalonisense hoofstuk 2. Vorige week het ons stilgestaan by verse 1 tot 12. Vandag gaan ons stilstaan by verse 13 tot 17, waar ons gaan weer die hele hoofstuk saam lees. 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Dat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, hy die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid, en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees, en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Sodan broeders, staan vas, en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Mag ons die Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en 'n goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werk. Vers 13, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, in die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Dan vers 15, sodan broeders staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. En 17, en mag ons God julle harte vertroos en julle versterk, alle goeie woorde en werk. Word baie moeite gedoen in ons wêreld om stabiliteit te probeer verseker. En ons kosse wat ons eet, is daar stabiliseerders om dit te probeer stabiel hou, dat dit nie vrot word voordat ons eet nie. Karre en vragmotors het stabiliseerders in om stabiel te kan wees as hulle ry. Vliegtuie het baie waarskynlik sê ook stabiliseerders in. Ons wil graag hê die markte, die ekonomiese markte moet stabiel wees. Ons wil hê ons huise moet stabiel wees sodat ons daarin kan bly. Ons wil graag ook hê ons lewens moet stabiel wees. Partykeer gebeur daar dinge in ons lewens wat dit baie onstabiel maak. En die probleem met dit is dat ons dan sukkel om ons lewens te lewe. Want daar's verpligtinge wat ons het, wat ons ontvang het van die Here,
Voorbeeld, manne moet hulle vroue lief hê, vroue moet 'n hulp wees vir die man, ons moet die kinders evangeliseer, ons moet die eredienste opsoek, ons moet werk hoofstuk 3 waar ons nou by gaan uitkom, en so kan ons nog klomp dinge opnoem, en dan sukkel ons om dit te doen as ons lewens onstabiel geword het. Broers, as ek kyk dan net hoe mooi is dit hoe Paulus juist met hierdie gedagte eindig in hoofstuk 2, en mag God julle harte vertroos, en mag hy julle versterk in alle goeie woorde en werke. Met ander woorde, mag hulle inwendig in hulle harte, die woord hart verwys na jou hele inwendige mens, alles dus buiten jou buitenste liggaam, mag hulle harte vertroos word, bemoedig word inwendig, en ook uitwendig. Mag hulle versterk word in alle goeie woorde en werke. Dit is die uitwendige dinge wat ons doen, wat gebeur, praat en werke dinge wat ons doen. Met ander woorde, mag hulle hele mens wees, binne en dit wat uitkom na buite toe, hulle woorde en hulle dade, hulle werke, mag hulle versterk word om in goeie woorde en in werke te volhard, om aan te gaan daarmee. Mag hulle stabiel wees, kan ons ook sê. Of eerder, mag God hulle stabiel maak binne in hulle harte en dit wat hulle na buite doen en sê. So dit gaan hier daaroor dat hulle kan aanhou om hulle roeping uit te leef. Ons kan ook sê dat hulle mag aanhou om Christene te wees, om hulle Christenskap uit te leef, in hulle huwelike, in hulle gesinne, by die kerk, by die werk, in die dorp, oral. Mag die Here Jesus Christus self en ons God en Vader hulle stabiel laat staan in hulle lewens. Dit bid Paulus in 16 en 17. Dit is 'n besondere gedeelte hierdie paar verse waar dit juis gaan oor stabiel wees. Net in die vorige vers wat ons ook nou vandag weer gelees het dit duidelik geword dat hulle paniekerig geword het, hulle het hulle verstand verloor en hulle het verskrik geword oor valse leer wat daar onder hulle verkondig is oor die wederkoms van die Here Jesus en dat die dag al daar is. Dit is in vers 2 wat ons dit gelees het. En dan skryf Paulus en hy herinner hulle weer dat daar nog eers die afval moet kom en die wettelose mens, die mens van sonde moet nog eers kom. En hy sê vir hulle die onreg en die boosheid gaan nog eers groot wees. Daar gaan 'n teestander wees wat homself gaan voorgee dat hy God is. Mense gaan die onreg lief hê en nie meer die waarheid van die woord lief hê nie. Dis groot dinge waaroor Paulus vir hulle geskryf het in hierdie verse 1 tot 12 wat ons vorige week by stil gestaan. Net dit alleen kan hulle miskien al onstabiel maak. Dis groot dinge wat ons hier inderdaad lees. En waar begin die standvastigheid dan? Ek kan sê, waar kom daar dan stabiliteit in ons lewens? En in hierdie 5 verse wat ons by vandag stil, van 13 tot 17, bid Paulus eintlik 2 keer vir hulle. Hy dank God in vers 13, en hy wens hulle biddend in verse 16 en 17 God se troos en sy versterking toe. So kan ons vra nou, waar kom daar rustigheid in 'n warboel van dinge en in onstuimigheid in ons lewens en in ons wêreld waarin ons lewe, waar soveel chaos is en onstuimigheid is, waar kom daar rustigheid? Gebed. As by die Here gaan skuil. Soos dit kan seker nie meer kragtig gesê word as wat ons lees in Filippense 4 vers 6 en 7, daar lees ons, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging, wat ons hierop lees wat Paulus doen, met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dit is besonder woord. Vrede wat jy alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Paulus wek hulle as ware op in hierdie gebede om self die heerlikheid van gebed te besef en dit te sien en te beleef. Ons kan weet dat daar groot onstabiliteit in die wêreld is en ook altyd daar gaan wees. Dit was nog altyd daar en dit gaan ook altyd daar wees. Miskien gaan dit erger word. Dit is baie duidelik in vers 1 tot 12 vir ons gesê. Die vers 1 tot 12 is
Groot tema van onreg en boosheid en wetteloosheid en sonde. Maar as iets wat bo hierdie omstandighede uittoon. En hiermee kan Paulus hierdie klein gemeentetjie wat verdruk en vervolg word, hierdie woorde kan Paulus hulle besonders bemoedig. Wat sê Paulus in vers 13? Hy dank God vir hierdie gelowiges in Thessalonika. Hy sê dankie vir die Here dat daar gelowiges is daar, dat hierdie mense Christene geword het. Ons kan sê vir hierdie gelowiges in Valwater, dat ons mekaar kan bid en God voordank. Dan bid Paulus in vers 13 en hy sê, hy dank God dat God hulle uitverkies het. Van die begin af tot saligheid. Dis die kern van vers 13. God het hulle uitverkies van die begin af tot saligheid. Nou broer en suster, het op Paulus skryf in vers 15, dalk net gou eers dwaal net gou 'n bietjie af, maar is opvallend in hierdie 5 verse lees ons 2 keer die woordjie broeders. Nou, dit sluit natuurlik ook al die susters in die kerk of in die gemeente in. Broeders sluit altyd die susters in. Op 'n ander plek as die woord praat dat die kerk die bruid van Christus is, dan is dit net so, nie net die vroue in die kerk, maar ook die mans word daarbij ingesluit as die kerk die bruid van Christus is. Miskien kan mens ook hier byvoeg op Openbaring 20, waar die kerk met die vrou daar afgebeeld word. Soos hierdie broeders op die susters, maar let op, geliefde Paulus wil hierdie medebroers en susters van hom bemoedig en hy wil hulle vertroos. En dan skryf hy in vers 15, staan vas. Paulus, die Heilige Gees gedryf en deur die Gees geïnspireer, hy wil hulle aanmoedig om stabiel te wees en vas te staan. En dit doen hy dan eerstens deur vir hulle te herinner dat God hulle verkies het. Of ons kan ook sê dat God hulle uitverkies het. Paulus wil hulle nie met hierdie leer van die uitverkiesing nog meer verward maak, die broer en suster. Hy wil hulle versterk en laat vasstaan. Dit is so dat hierdie leer van die uitverkiesing maak mense partykeer baie verward en dit bring baie vrae in hulle op. Maar so ken ons nie hierdie leer van die uitverkiesing in die Here se woord nie. Paulus die Heilige Gees wil hulle versterk en laat vasstaan en juist dit is wat die leer van die uitverkiesing so besonder maak. Dis wat die uitverkiesingsleer doen. Dit wil hulle versterk en hulle laat vasstaan. Hierdie leer is vir die gelowige onsaglike troos. Die gelowige nog lank voordat jy iets kon doen, of iets gedoen het, of iets gedink het, of selfs bestaan het God al sy gelowiges uitgekies. Gelowiges is nie gelowiges of Christene omdat hulle vir God gekies het, maar omdat hy ons gekies het. In Deuteronomium 7 vers 6 en 8 bring die Here dit vir sy volk so besonder in. Maar lees ons, want jy is 'n volk, heilig aan die Here jou God, jou en die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle lief gehad het. Waarom het die Here sy volk gekies? Liewe gelowige, hierdie is 'n groot troos. En het jy al die rede om vas te staan in tye van chaos en onstabiliteit. God het julle verkies om saligheid tot redding, want saligheid is redding, verlos te word. En suster, as ons God moet kies, dan sou dit geensins troosvol gewees het. Dit sou wees om soos op olie te loop op die vloer in jou kombuis, waar dit net teels is. Elke volgende oomblik met elke tree is jy so te sê besig om te val, want ons is so wankelrig. Die een dag is ons so en môre is ons weer anders. Die een dag is ons hoogmoedig en die ander dag is ons depressief. Die een dag is ons uitermate bly en die volgende dag is ons bedroef. So is ons net so wankelrig. Maar nou dat God ons kies, is nog as standvastigheid onder ons voete. Jy kan getroos en versterk wees en jy kan vasstaan op en in God se groot werk. Die Here, leer onsself in die Here, is ons vastigheid.
Nou is ook 'n groot argument wat gemaak word teen hierdie leer van God se uitverkiesing. Dit is dat mense sê, die leer van die uitverkiesing wat hulle verkondig, maak die mense roekeloos. Hulle val hierdie troostvolle leer aan en sê, dit gaan mense roekeloos maak. Hierdie leer van maak sal hulle sê, dat mense gaan lewe net soos wat hulle wil. God het hulle mos nou uitverkies, en nou kan hulle maar net lewe in wetteloosheid, en hulle kan maar net sonde gaan doen, en hulle kan maar doen net wat hulle wil, en hulle kan hulle self oorgee, want hulle is mos nou klaar uitverkies. Broer en suster, dis ver van hoe ons hierdie leer van die uitverkiesing in die Here se woord leer. Dis 'n dwaasheid en 'n dwaalweg wat verkondig word om te sê dat hierdie leer van die uitverkiesing mense roekeloos kan maak. Kyk wat skryf Paulus in vers 13 as hy hulle bemoedig oor die verkiesing van God. Hy maak hulle nie roekeloos nie, hy bemoedig hulle. Paulus skryf in vers 13, God het hulle verkies tot saligheid in die heiligmaking van die Gees. As hy dit sê, dan sê hy in die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Met ander woorde, die verkiesing van God is die bron waaruit ons hele verlossing uit opkom. Maar dit is ook net die begin van God se groot werk in sy kinders. Die uitverkiesing is maar die begin van God se groot werk in sy kinders. Hulle word verkies tot saligheid, tot redding, wat ons hele verlossing insluit. Die saligheid sluit alles van ons verlossing in. En hierdie werk van God gaan dan voort in sy gelowiges, in sy verlosstes deur sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees werk so al meer en meer in die gelowiges tot op die laaste dag van hulle lewens. Dis die heiligmaking, die gelowige. Mense sê, kyk nie is die Here. Kyk hoe wonderlik is die Here. Hy gee nooit sy eiendom sy diergekoopte verbondskinders. Hy gee nooit hulle oor aan hulle self, dan sê hy, ek het nou my deel gedoen. Nou is 'n bietjie julle weer om julle deel te doen en dan 'n bietjie sien wat kan julle nou doen. Dan wys vir my nou wat julle in staat is om te doen. Here doen dit nooit. Nee. Ons goeie Vader kom en hy sonder ons af vir hom, dis heiligmaking. Hy sonder ons af vir hom om anders te wees as die mense in die wêreld wat onder heerskappy van die Satan staan. En dan kom die Here en hy versier ons meer en meer met die beeld van Christus. Dis wat die Gees, die Heilige Gees in die gelowige kom werk. En kom maak ons mooier en mooier elke dag tot op die laaste dag. Bietjie vir bietjie word die stryd aangepak teen die sonde. En die Heilige Gees oorwin altyd in Christus se oorwinning. En die stryd in ons teen die sonde. Dis so ons kan die Heilige Gees teenstaan en die Heilige Gees bedroef in hierdie stryd. Doen dit ook baie. Die Heilige Gees sal oorwin, broer en suster. Dis ons troos. Dis ons troos. Die Heilige Gees sal oorwin in hierdie heiligmaking. Aan die einde van vers 13 gaan die uitverkiesing ook hand aan hand, nie net met ons heiligmaking, nie om meer versier te word, heiliger te word nie, maar het gaan ook saam met ons geloof in die waarheid. Hulle wat God gekies het, skenk hy ook die geloof in hierdie tyd, kom met sy Gees en hy gee hulle die geloof, sodat hulle lief word vir die waarheid van die woord. Dis wat vers 13 sê, geloof in die waarheid. Groei die waarheid, hoor. Glo dit. Liewe gelowiges, as op hierdie nie al 'n werk van troos en versterking is nie, gaan Paulus nog verder in vers 14. Hy skryf, hulle wat die Here verkies het in die ewigheid, nog voor die grondlegging van die wêreld, lees ons in Efesiërs 1, hulle wat die Here verkies het nog voor die grondlegging van die wêreld in die ewigheid, hulle in hierdie geskiedenis waarin ons nou lewe, hulle kom God en hy roep hulle. Ons het op die stil gestaan by hierdie gedagte van roep. God kom en hy roep hulle na hom toe, inwendig, kom hy deur sy Gees en hy werk in die gelowige en hy roep hom deur sy Gees. Al meer en meer kom en oortuig hy hulle in die hart van sy liefde. Dis wat die Vader doen deur sy Gees in hulle, as hy hulle roep. En laat hulle nie oor aan die verderf nie. Hy roep hulle na hom toe. Hoe doen ons hemelse Vader dit? Hy doen dit deur die evangelie, sê vers 14. Waartoe roep hy hulle? Om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Dit lees ons in vers 14. Gaan nou al reeds.
die heerlikheid van die Here Jesus Christus te verkry, maar die volheid hiervan is op hande by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar weer eens, lees ons dit. Die Here, hy is die een wat roep. Hy roep ons. Ons het nie eers na die Here toe uitgeroep nie, al mag dit dalk so vir ons lyk in ons wêreld. Ons het nie eers na die Here toe uitgeroep nie. Die Here het eers gekom en ons geroep. Alvoor ons nog na hom uitgeroep het hy met groot krag in ons gewerk. Efesiërs 1 se einde sê dit, dieselfde krag waarmee Christus uit die dood uit opgewek het, dis die krag wat die Here in ons werk. Dis wat nodig was. Ons dooie siele bring by die lewende en liefdevolle God. God is die een wat ons roep. Hoe doen hy dit? Deur die evangelie. Broers en susters, dit sê hoe kragtig is die evangelie. Die goeie nuus. Evangelie is die goeie nuus, is die blye boodskap van die Here Jesus Christus ons verlosser. Dis die evangelie, is die goeie nuus. Sê hoe kragtig is hierdie evangelie. Dit is die manier hoe iemand in hierdie geskiedenis, in hierdie tyd waarin ons nou lewe, dit is die manier hoe iemand tot verlossing, tot redding kom. Deur die evangelie. Besef jy, broer en suster, wat 'n kragtige instrument het jy in jou hande. Hier staan nie, God het hulle geroep deur mense wat baie goed kan praat, dis nie wat hier staan nie. Nee, God roep deur die evangelie, nie deur goeie retoriek, mense wat goed kan praat nie, of goeie praatjies nie, of goeie mensegawes nie, dis nie hoe die Here geroep het nie. Nee, die Here roep deur die evangelie, wat ek en jy kan uitleef en verkondig, oral waar ons gaan in hierdie dorp en in hierdie wêreld. Ons gaan hierdie evangelie gaan verkondig, en dit is die manier hoe God sy kinders, sy uitverkorenes, in hierdie tyd roep na hom toe, tot saligheid. Dis verwysing dat die Here ons swakke mense wil gebruik in sy koninkryk, in sy diens. En dis hoe die Here dit gewin het, as ons hierdie evangelie kan verkondig en uitleef. So die verblyheid en die sonde soos die evangelie dan nie. Dis inderdaad so, broer en suster, want dis die evangelie wat alles gaan oor God en oor sy heerlikheid. Ons ontvang genade op genade. En dit terwyl Christus vloek op vloek ontvang het, versoeking op versoeking ontvang het om van daardie kruis af te kom. Maar hy hang daar, geliefde. Hy hang daar met geen wyn of alkohol om sy pyn te verdoof nie. Hy dra die volle vloek en die toorn van ons sondes. Nie mag ons vanoggend aan sy tafel die genadebeker kom drink. Want Christus het die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, Openbaring 14. Dis wat Christus gedrink het. Elke droesel daarvan het hy end uitgedrink, die volle toorn van God uitgedra op die kruis. Dat ons hier vanoggend die beker van danksegging mag geniet. Die brood wat wys van sy liggaam, is die brood wat ons mag eet. Dis troos, broer en suster, op saklike troos. Dis die evangelie. Dis die blye boodskap. Dat ons mag uitleef en verkondig. Dis hoe haar geroep word tot verlossing. En met dit alles gesê, broer en suster, is vers 15 aan eintlik baie vreemd. Vers 13 en 14 het so besonder gegaan oor God se werk en die verkiesing tot saligheid en die heiligmaking van die Gees, en hy wat roep deur die evangelie verkondig word. So wat sou ons dan verwag het om in vers 15 te staan? Ons sal gedink dat daar miskien iets staan in die lyn van, so julle kan nou lekker ontspan en lekker agteroor sit en die dinge rustig vat. Dis wat ons sou verwag dat daar in vers 15 staan. Want God doen alles en hy het alles gedoen. Dis nie wat daar staan nie, broer en suster. Op grond van alles tot dusver, daarom, grond van dit
Paulus hulle nou op en sê, staan vas en hou julle aan al die voorskrifte wat julle van ons gehoor het en gelees het. Staan vas en hou stewig vas, roep Paulus hulle op. As groot orkane wat gaan kom, daar storms om julle, maar julle kan vastaan en julle kan vashou. Hoe? Deur die woord. Paulus skryf vir hulle deur die voorskrifte. Hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, dit wat Paulus vir hulle gesê het, of wat deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Tessalonisense briewe is die voorbeelde daarvan. Hoe kan ons dan vandag vasstaan en vashou in die woord? In die evangelie wat aan ons verkondig is. God se groot dade en sy verkiesing en roeping en heiligmaking. Dis hoekom ons gaan vasstaan. Waar is hulle anker, liewe gelowige? Waar is ons anker? Is in die woord. Ons vandag is in die woord. Waar kan ons vasstaan? Want is die woord wat vir ons God se groot dade verkondig. En dan kan ons vasstaan om ons roeping uit te leef dag na dag, ten spyte van al die aanslae wat kom. Broer en suster, ons kan stabiel wees, ons kan vasstaan en vashou in die storms. Hierdie selfde woord staan vas. Lees ons ook in Exodus, en in Exodus 14, daar is die volk Israel nou net uit Egipte uit, en daar kom die Egiptenare met hulle hele weermag en hulle storm op hierdie klein Israelitiese slawe volkie af. En dan sê Moses vir hulle, wees nie bevrees nie, staan vas. Beskou die verlossing van die Here. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Hoe staan ons vas? Elke male elders skryf Paulus in sy briewe, staan vas in die Here. Filippense 4:10 of Galasiërs 5:10. Staan so vas in julle vryheid in Christus. So God het aan ons in Christus 'n vaste staanplek gegee. Dit ons verlos in Christus. Dit is sy belofte wat vandag hierdie nagmaal weer so tot ons uitroep. Dis ons wat vas. God het ons gekies in Christus tot saligheid in die heiligmaking van sy gees, en God het ons geroep deur sy evangelie van Christus. Staan vas hier, liewe gelowige. Dis troos vir ons harte. En dis versterking vir elke woord wat ons spreek. Elke dag wat ons spreek. Amen. Liefdes, ons gaan nou laat oor om die Here se nagmaal te vier, en ons lees met die oog daarop. 'n korte formulier vir die viering van die heilige nagmaal. By Psalm op plaas 130. Liefdes aan ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus het beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Eerstens, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet hiermee saam op die vaste belofte van God dan glo dat al ons sondes alleen op grond van die soeverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken
en geskenk is. En derdens wat hieruit vloei, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, reg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en toosoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, ons gebrek aan geloof, ywer in God se diens, liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Ons kom by die gedagtenis. Waaroor gaan die nagmaal? Die Here leer ons op die doel van die nagmaal. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker. Die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal, sodat hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seën gevul. Hy het helse pyn en smarte en bange God verlatenheid gelyk waar hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sal word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. Elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook 'n groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons ook om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid en die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en hy vir ons die ware voedsel en drank tot die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus die ware gemeenskap verbind en in al sy rykdom laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam en ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met
woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bemoedig ons voor die Here en roep hom aan in gebed. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood vanoggend hier mag gedenk. Ons bid U gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al hoe meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in Hom lewe. Verseker ons tog dat U ons genadige Vader is en ons die kinders erfgename is. Help ons, God, om onsself te verloon, om onsself te kruisig, om die eie ek dood te maak, en om ons Heiland, ons Verlosser, te bely, Jesus Christus, en om met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot Hom sal leer. Hoor ons te God en barmhartige Vader, Jesus Christus ontmoet. Amen. Ons sing nou saam Psalm 123 daarvan vers 1 en vers 3.